Kom ons kry net 'n bietjie vir Jasper hierso op byderhand. Oh, ek dink die man lyk moeg, ek wonder hoekom. Ek gaan hierdie ding nog so 'n bietjie laat sak. Jasper, en nou? Doenie, is baie kinders verwore. Ja, dis omdat dit 'n kinderdiens is. Maar jy lyk 'n bietjie deur die slaap. Doenie, dis nou eksamen. En hoe gaan dit met die eksamen? Ek leer baie hard, maar dit gaan nie so goed nie, Doenie. Nou, hoe so, Jasper? Die juffrou vra al die verkeerde vrae. Maar Jasper, ek verstaan nou nie lekker. Hoe bedoel jy sy vra die verkeerde vrae? Doenie, dis baie werk, so ek leer net die helfte. Elke tweede bladsy. Jasper, daai klink nie vir my na 'n strategie nie. Na 'n goeie strategie nie. Jy moet alles leer, my boeta. Maar Doenie, dis regtig waar baie. Ek weet, maar eksamen, hoe lank is eksamen? 2, dis nog 'n week of wat, dan is dit oor en verby. En dan kan jy lekker gaan vakansie hou. Ag nee, Jasper, regtig? Die vakansie is net om die draai, lyk net 'n bietjie lus. Ag Doenie, die vakansie gaan nie vir my so lekker wees nie. Ai nee, hoe kan jy nou so sê? Dis aan Desember vakansie. Kinders, is dit nie die lekkerste vakansie van die jaar nie, nê? Nee. Ja. Julle gaan nou mos elke jaar 'n bietjie see toe. Hoe kan jy nou so vanoggend so deprou wees? Doenie, mamma het gesê hierdie jaar was baie swaar en ons het nie geld om hierdie jaar by die see vakansie te gaan hou nie. Ai, Jasper, dis jammer, maar dis alraai. Daar's baie mense wat by die huis vakansie hou, nê? Nee. Wie van julle hou by die huis vakansie? Kyk hierso. sien. Daar's baie van hulle wat by die huis vakansie hou. Dis nie so sleg nie. Ai Doenie, maar ek wil nie op Oudtshoorn in die vakansie wees nie. Jasper, weet jy wat nê? Ek wil gou vir jou net 'n bietjie iets vertel. Het julle 'n toilet wat kan spoel in julle huis? Ja, natuurlik, Doenie. Ja, en het julle TV by die huis? Ja, Doenie. Het jy jou eie kamer waar jy slaap? Ja, Doenie. En het julle lopende water in die huiskrane waar dit kom? Natuurlik. En het julle 'n swembad? 'n Soort van, ons het van daai opslaan swembaddjies. Ja, hulle is lekker. 'n Opstaan swembad. Nou Jasper, kan ek jou gou iets sê nê? In hierdie land, nie net ons land, in hierdie dorp van ons, is daar kinders wat hierdie vakansie gaan deurbring in 'n klein houthuisie of in 'n sinkhuisie, 'n shack, en hulle het nie lopende water nie. Nou hulle het nie 'n TV in die huis nie. Daar's definitief nie eers 'n opslaan swembad nie, dalk 'n kommetjie. En dan is hulle gelukkig en hulle is tevrede. Ons het soveel om vir dankbaar te wees. Ai Doenie, ek het nou nie so daaraan gedink nie. En sê vir my, jy sien ons hier's nou baie maats wat ook hierdie vakansie op die dorp gaan bly gaan. Daar nie van jou maats ook op die dorp wees nie? Ja, daar is 'n paar van hulle. Nou ja, is hulle ongelukkig? Nee. Nou ek dink jy moet 'n bietjie jou attitude verander en dan gaan jy hierdie vakansie baie geniet. Jy kan by daai maats gaan speel en kuier en jy kan die hele vakansie rus en dit sommer baie geniet. En dan is dit nog Kersfees ook. Maar ai Doenie, dis ook 'n hartseer saak daai. Hoe is Kersfees 'n hartseer saak? Dis 'n lekker saak daai. En Doenie, mamma het gesê ook daai nuwe fiets wat sy vir my sou gekoop het, kan sy nou nie meer koop nie. Ai, my boetie. So gaan jy nou niks skryf vir Kersfees nie? Nee, sy gaan vir my 'n ander fiets koop wat 'n bietjie goedkoper is. Jasper, maar dan, dit is mos nou 'n groot geskenk daai. Ek weet Doenie, maar ek wou graag daai rooi gehad het. Ek verstaan as jy hard op dit sit, maar net soos ek net gepraat het oor vakansie, weet jy hoeveel miljoene kinders in hierdie wêreld gaan Kersfees nie een enkele geskenk kry nie. Hoeveel miljoene kinders in hierdie wêreld hierdie vakansie iewers dalk buite op 'n straat moet slaap of bly, waar daar niemand is wat vir hulle sorg of vir hulle kyk nie.
Jy moet vra dat die Here jou hartjie sal dankbaar maak en sal raak sien alles wat jy kan geniet. OK. Is dit reg so? Ja, nee, dit is so. Jy moet hierdie vakansie geniet, my boeta, en ek hoop jy het 'n wonderlike Kersfees en dat jy lekker gaan speel en dat jy en dat die maats van jou, dat hulle jou so gaan besig hou dat jy skoon gaan vergeet van die see. OK, Danny, ek gaan nou bes probeer. Ja, dis reg. Ons moet ons gesindheid verander en dankbaar wees. Onthou dit. Sien jy uit na die vakansie? Ja. Nee. Sien jy uit na die vakansie? Ja. Nee, ek wil dit hoor. Sien jy uit na die vakansie? Ja! Dis beter. OK, nee, maar is reg. Ons gaan lekker vakansie hou. Kom, terug daarso. Oef. Liewe kinders, liewe ouer kinders, groot mense. Ons is besig met 'n reeks oor die 10 gebooie en ons is vanoggend by die laaste een. En die laaste een is 'n baie belangrike gebod. En dis die 10de gebod en daar staan in die 10de gebod: jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin of 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Nou wat baie belangrik is om te weet van hierdie gebooie, hierdie wette van God. God het dit nie gegee om jou pret te bederf nie. Die gebooie van God is nie 'n lysie reëls van goeders wat jy moet doen en nie moet doen nie. Dit is riglyne, reëls wat God vir ons gestel het, sodat wanneer ons die gebooie nakom, ons in vrede met ons medemense met hom kan leef en dat ons nie sal seer kry nie, dat ons veilig sal wees. Daai wette is bedoel om ons veilig en gelukkig te hou, dat ons gelukkig sal wees. En dan kom ons nou by die laaste enetjie wat sê jy mag nie begeer nie. En weet julle hoekom hierdie een vir my so belangrik is? Want ek dink die oortreding van hierdie gebod is seker een van die redes hoekom die meeste mense ongelukkig is. Voor ons aangaan, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dat ons deel kon wees van die doop, dat ons deel kan wees van die lofliedere wat gesing is en dat ons ook deel kan wees nou wanneer u woord verkondig word. So maak ons ore oop en maak ons harte oop dat ons kan luister wat u vir ons wil leer. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So onder al die gebooie is daar onderliggende beginsels. En die onderliggende beginsel van moenie begeer nie is jy moet tevrede wees. Jy moet tevrede wees met wat jy het, wie jy is, al daai dinge. So in Filippense 4 is Paulus in die tronk. En julle kan nou dink dit kan seker nie lekker wees in die tronkie. Paulus sit in die tronk en dan skryf van sy vriende vir hom 'n brief. Vriende wat daar bly in 'n gemeente van Filippi. En dan antwoord hy vir hulle terug. Onthou hy sit in die tronk, hy skryf vir hierdie woorde. Ons lees in Filippense 4 vers 10. Ek was baie bly in die Here dat julle so na 'n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. En wat beteken daai woord behelp? Weet een van julle wat die woordjie behelp beteken? Ja, dis amper soos om dankbaar te wees. Ek het geleer om in alle omstandighede my te behelp, beteken ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees met dit wat ek het, om vergenoeg te wees. So Paulus sê, ek is hier in die tronk, weet julle, ek het al goeie tye gehad, ek het al slegte tye gehad, maar my omstandighede maak nie vir my saakie, ek het geleer om te midde van alles tevrede te wees. Ons lees in vers 12, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van dit alles het ek ondervinding, om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat,
deur hom wat my krag gee. Jy het seker al daai versie gehoor, nee. Nou dit is waar daai versie vandaan kom. En dan in Hebreërs 13 vers 5 staan daar: hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En 1 Timoteus 6 skryf dieselfde Paulus wat net aan Filippi geskryf het, skryf hy aan Timoteus: as ons dan kos en klere het, dan moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestoor word. So wat Paulus hier kom sê, hy sê nie, dis 'n sonde om ryk te wees nie, of dis 'n sonde om ryk te wil wees nie. 'n Ou moet net baie versigtig wees, want saam met rykdom kom daar baie versoekinge. Dis baie moeilik om staande te bly as jy eers baie geld het, want saam met al die geld in die besittings kom daar versoekinge. Dis waar van Paulus waarsku. En dan Jesus self kom sê in Lukas 12 vers 15, pas op en wees op julle hoede van elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. In ander woorde, hou op om so gierig en gretig en behept te wees met dinge. Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Nou ek het julle gesê die Here se wette is daar omdat hy wil hê ons moet gelukkig wees. En om te begeer dinge wat jy nie het nie, dinge waarvan jy meer wil hê, is iets wat mense diep ongelukkig maak. Mense voel onvergenoegd. Dis nog 'n groot nog, maar hulle voel kwaad omdat hulle nie het wat ander mense het nie. En dan voel hulle die lewe is onregverdig. Dis onregverdig. Hoekom het ander mense so baie en ek het so min? Ek wil gou vir julle 'n storieetjie vertel van twee vriende wat eendag in die straat loop en die een vriend lyk baie hartseer. En sy vriend vra toe vir hom: "Wat is fout? Hoekom lyk jy so hartseer vandag?" Hy sê: "So 3 weke terug is my oom oorlede en hy het vir my 1 miljoen rand nagelaat." En die ou sê: "Maar joh, dit is 'n klomp geld, jy's gelukkig. Ek verstaan nou glad nie." Hy sê: "Nee, maar jy verstaan nie. 2 weke terug, toe is 'n neef van my, wat ek nie eens geken het, die oorlede, en hy het vir my 3 miljoen nagelaat." Hy sê: "Maar joh, maar nou het jy aan baie geld. Jy is regtig gelukkig." Hy sê: "Nee, verlede week, toe is my groot tante oorlede, en sy het vir my 10 miljoen rand nagelaat." Hy sê: "Maar joh, jy is geseënd. Jy skatryk, nou hoekom lyk jy dan so hartseer?" Sê: "Want hierdie week het ek nog niks gekry nie." Onvergenoegdheid, ongelukkigheid, ontevredenheid met dit wat jy het, want jy soek meer. Julle in daai ontevredenheid, ek het al gesien dat mense wat baie arm is, wat hulle ongelukkig is daaroor, oor hulle nog meer wil hê, en ek het gesien dat mense wat baie ryk is, oor dieselfde rede ongelukkig is. So ja, dit is iets wat mense ongelukkig maak. Dis hoekom die Here sê, ons moenie begeer nie, ons moet tevrede wees met wat ons het. OK. Ek wil gou, julle drietjies, kom gou hierso vir my, asseblief. Kom gou hierso. Ek wil vir julle elkeen ietsie gee. Nie dat die ander sien wat jy het nie. OK. Kyk gou, wat het jy? Is jy happy daarmee? Is jy gelukkig? Wys gou vir die ander wat jy het. Wys gou vir die ander, wys vir hulle ook vir jou, wys vir die maatjies. Kyk gou, het julle almal dieselfde gekry? So Clara Marie, jy het nou minder gekry as hulle. Dis nie nou 'n lekker gevoel hierdie nie. Ek sal opmaak later daarvoor, OK, maar dis nie 'n lekker gevoel nie. Julle kan maar daai hou, hoor. Ek gaan sit maar. Dink julle dis regverdig? Nee. Daai twee dan nou R5 gekry en die een het net R2 gekry. Hoe is dit regverdig? En ek kon sien Clara Marie toe sy nou sien sy nou half. Sy is ongelukkig, ek weet mos sy is 'n dankbare kind daai, maar
Sy het so 'n bietjie na haarself gewonder, maar hoekom kry ek nou minder as die ander? En ek dink ons almal sou maar self so gevoel het. En hier is die ding, as sy nie gesien het hoeveel die ander het nie, sou sy nie ge-worry het daaroor nie. Nee. Dan was sy nou gelukkig en tevrede. As sy niks gekry het vandag en niemand het iets gekry nie, dan was sy ook tevrede. Maar nou het sy gesien wat het die ander. En nou is sy ongelukkig. Groot mense, ek hoop julle verstaan wat ek probeer sê. Ek hoop julle probeer verstaan wat ek sê, dat begeerte maak 'n mens ook jaloers. Jy kyk wat het ander, en dan probeer jy jou vergelyk, en sien wat ander het. Ons moet onsself nie vergelyk met ander mense nie. Inteendeel, ons kan soms nie help om ons te vergelyk nie, maar dan wil ek julle 'n bietjie raad gee. Sodra jy nou sien iemand het meer as jy, en jy begin ongelukkig en ontevrede voel, dan wil ek jy moet ander kant toe kyk. Wat bedoel ek daarmee? Jy sien hierdie ou, nee, yes, hy het dan maar 'n groot kar, daai kar van hom met 8 deure. En jy is jaloers en kwaad en sê, maar ek werk ook hard. Hoekom kan ek nie ook so 'n groot kar hê nie? Nee, dan wil ek jy moet aan die ander kant toe kyk. En dan sien jy daai ou wat met 'n fiets ry. En dan besef jy, sjoe, ek is eintlik gelukkig. My kar het dalk net 2 deure. Of dalk het ek 'n motorfiets, maar daar's iemand wat dink ek is weer baie ryk. As ons dan onsself moet vergelyk met ander mense, liewe vriende, hoekom is dit dat ons altyd wil kyk na die mense wat meer het en verby kyk na die miljoene wat swakker af en slegter af is as ons? Kyk net 'n bietjie ander kant toe en dan gaan jy meer tevrede wees. En dan die ander ding waarna ek julle wil herinner, het julle al gesien as 'n babietjie gebore word, nê? Dan kom hy in die wêreld, dan het hy 'n mooi soet aan en hy het 'n dassie en 'n paar skoene. Julle het al gesien, hy baba sal net so gebore word. Is dit so? Of kom hulle kaal in die wêreld? Ja, hulle kom kaal in die wêreld. Daai baba het niks as hy in die wêreld kom nie. Julle almal, ons almal wat hier sit, jy het met niks in hierdie wêreld gekom nie. So alles wat ons kry nadat ons gebore is eintlik 'n geskenk. Dis eintlik 'n gawe. Dis iets waarvoor ons kan dankbaar wees en dan moet jy vir elke liewe dingetjie dankie sê. As dit Kersfees kom en daar is 'n klomp en jy kry geskenke en jy sien jou boetie of sussie se geskenk is groter as joune. Nee, dit gebeur mos. Hoekom kry sy geskenk groter as my? Soms kyk hulle net na die boks. Hulle kyk nog eers wat in die boks is hier. Hulle kyk net na die boks en hulle is ongelukkig. Boetie se boks is groter as myne waar sy geskenk kom. As jy 'n geskenke kry, moenie kyk wat die ander kinders kry nie. Moenie worry oor dit. Dink net, jy het hierdie geskenkie wat jy gekry het, dalk is dit iets baie klein. Het jy nie gehad nie en nou het jy dit. Dis iets wat jy nie gehad het nie wat jy nou het. En 'n geskenk is nie iets wat 'n ou verdien nie. Dis iets wat 'n ou maar net uit liefde ontvang. OK. Sodat ons moet tevrede wees en dankbaar en ophou raak kyk na wat ander mense het. En dit meeste vrede moet wees met waar jy is en jou omstandighede. Oudtshoorn is 'n lekker plek. Nee. Dis 'n lekker plek hierdie. Is lekker by die see ook. Ek gaan nou nie stry nie. Maar Oudtshoorn is 'n lekker plek en is 'n veilige plek en is 'n plek waar kinders nog kan speel en fietsry en kind wees. Ons het baie om voor dankbaar te wees. As ons hier kan vakansie hou, dan is ek alraai daarmee. Ek is alraai daarmee om Oudtshoorn vakansie te hou. Daar's 'n storie van 'n vlieënier wat sy roete altyd so oor die Karoo gegaan het en as hy so oor die Karoo gevlieg het, dan het hy altyd met sulke hartseer oë as hulle oor 'n sekere area gery onder toe gekyk en toe vra sy medevlieënier vir hom eendag, maar luister, elke keer as ons oor hierdie area ry, oor hierdie area vlieg, dan sien ek jy kyk onder toe en dan raak jy so hartseer. Hoekom? Hy sê, weet jy, daaronder is my familieplaas, waar ek as 'n kind op die plaas gehelp het met die skape, en ek kan onthou dat ek as 'n kind, as die vliegtuig so oorgekom het, ek altyd so, al my werk gelos het en vir die vliegtuig gekyk en my gesê, ek wens, ek kan eendag 'n vlieënier wees. En hy sê, en vandag as ek hier oorvlieg, en ek kyk af, en ek weet daaronder is met die plaas, dan my hele hart wens ek net, ek kan weer op die plaas wees en 'n bietjie met die skaap werk. Waar jy is, moet jy tevrede wees, en dan gaan 'n ou
gelukkig wees. Tel jou seëninge. Die duiwel, so ek sê vir julle, die duiwel, dis die ding waar hy baie mense se vreugde steel. Die duiwel kom wys heeltyd vir jou, kyk wat het daai ou, kyk wat daai ou het, kyk wat het daai ou. As die duiwel dit begin wys en sê, ja, kyk daar aan 'n persoon niks, kyk daai so, kyk na alles wat ek het, moet jy vir die duiwel sê. Kyk hoe baie het ek. Kyk hoe baie het ek. En dan raak ou tevrede. Ons sing ons hy liedjie, tel jou seëninge, tel een vir een. Dan doen jy dit. As jy begin ongelukkig voel oor die omstandighede, maak 'n lysie. Waarvoor is ek dankbaar? Wat het ek alles in my lewe waarvoor ek vir die Here Jesus kan dankie sê? En dan bid jy jou tevredenheid van die Here af. Wat het ons gelees daar in Filippense 4 vers 13? Ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. Paulus skryf daai woorde terwyl hy in die tronk sit. En ek is seker hy het soms 'n bietjie mismoedig geword. Maar dan het hy weer sy seëninge getel en hy het vir hom gesê waar hy alles kan dankbaar wees en dan het hy sy krag van die Here afgebid dat hy weer blymoedig en vreugde kan beleef en dan te sê ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Dit is baie menslik om te begeer. En nie alle begeertes is verkeerd nie. 'n Ou kan begeer om nader aan die Here te groei, jy kan begeer om 'n beter mens te word, maar begeertes wat net daaroor is gaan om jouself te verryk, dit gaan jou eintlik maar net ongelukkig maak aan die einde van die dag. So, as die duiwel na jou toe kom, hoe staan jy hom te? Hoe jaag jy hom weg? Deur dankie te sê. En dit is die geheim van tevredenheid, liewe vriende, is om altyd aan te hou om dankie te sê en te kyk na wat jy het. En dan gaan jy nie tevrede wees nie, jy gaan ook God se vrede ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons oë het om meer te sien, ore om meer te luister, voete waarmee ons kan loop en trap en hande om mee te vat. Here, 'n stem, 'n tong waarmee ons kan sing, U loof en prys. Here, dat ons vriende het, familie het, dat ons liefde het, dat U vir ons soveel goeie dinge in die lewe gee. Jammer, Here, dat ons soms al die mooi miskyk, omdat ons net kyk na daai dinge wat ons nog nie het, maar wil hê. Vergewe ons daarvoor, Here, en help ons om raak te sien dat U liefde en U genade vir ons genoeg is. U is goed vir ons. Amen.